oggend kom dan uit die Nuwe Testament uit, en dit is eintlik 'n brief geskryf vir die EG Kerk, né? Dit is Filippense hoofstuk 1. Filippense hoofstuk 1, en ons gaan saam lees vanaf vers 1. Filippense hoofstuk 1, net na Efesiërs kry ons Filippense. Filippense hoofstuk 1, ons gaan saam lees vanaf vers 1, en dit lyk vir my almal het die plek gekry. Kom ons lees saam met die woord van die Here uit. Paulus en Timoteus, diensknegte van Jesus Christus, aan al die heiliges in Christus Jesus, wat in Filippi is, saam met die opsieners en die jakens. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Ek dank my God elke maal as ek aan julle dink, en ek bid altyd in al my gebede vir julle almal met blydskap, oor julle gemeenskap aan die evangelie van die eerste dag af tot nou toe, omdat ek juis hierop vertrou, dat hy wat die goeie werk in julle begin het, dit sal voleindig tot op die dag van Jesus Christus. Soos dit vir my reg is, om dit van julle almal te dink, omdat ek julle in my hart dra, aangesien julle almal in my boeye, sowel as in die verdediging en bevestiging van die evangelie, my deelgenote in die genade is. Want God is my getuie, hoe ek na julle almal verlang met die innige tederheid van Jesus Christus. En dit bid ek, dat julle liefde nog meer en meer oorvloedig mag word in kennis en alle ervaring, om die dinge waar dit op aankom te onderskei, sodat julle rein en vir niemand 'n aanstoot mag wees nie, tot op die dag van Christus, vervul met die vrug van geregtigheid wat daar is deur Jesus Christus, tot heerlikheid en lof van God. Ons lees net tot sover uit die onfeilbare woord van die Here. Vra dat die manne wat kan staan, dat hy sal staan, en dat ons tot die Here sal aanroep. Here onse God, wat 'n wonderlike voorreg het ons nie om die woord oop te maak en daaruit te kan lees. En Here, dan het ons ook nog die voorreg om dit openlik te doen. Om hier in 'n gebou by mekaar te kom en net saam te wees saam met u kinders. Dankie Here vir hierdie gemeente. Dankie Here vir elke lidmaat, elke besoeker, elke kind wat Sondag hier by mekaar kom om van u te hoor. Here, u is so groot en so goed vir ons. En wanneer ons kyk na al die gebede wat ons vra, Here, al die gebedsversoeke wat opgegaan het, waar daar gevra is dat ons sal bid vir reën. Here, sien ons dat u reën gestuur het na daardie gedeeltes waar dit so droog is. Dankie daarvoor, Here. Dankie, Here, dat u ore tot ons oop is. Dat u hier teenwoordig is. Here, ons weet, want u sê in die woord, waar 2 of meer in my naam vergader is, daar is ek. Daarom wil ons vra vir oggend, Here, dat u vir oggend hier u plek sal inneem. Here, dat alles wat ons vir oggend hier gaan hoor, dat dit sal gaan oor u, want u is dit waardig. Here, ons wil kom bid vir hulle wat op die gebedslys is, en besonder hulle wat siek is. Ons dink vir oggend ook aan die girlie wat vir oggend hier is, Here, dat u vir haar die weg sal oopmaak, dat hulle haar vinnig kan help met 'n pas aangeer. En ja, Here, elkeen wat vir oggend miskien hier is en sê, Here, ek het u nodig. Here, daar is miskien nie 'n siekte in my liggaam nie, maar daar is 'n bekommernis. Bid, Here, dat
U by hulle sal kom stil staan en dat hulle U liefdevolle hand op hulle skouers sal voel en sal weet, God is hier teenwoordig. Ons bid vir die kerkraad in besonder, Here. Ons bid dat U met elkeen van hierdie manne sal wees, manne van God met 'n besondere taak. Here, staan U hulle by deur U Heilige Gees, dat hulle werklik waar rentmeester sal wees van hierdie gemeente tot eer van U. Ons bid vir die predikantspaar. Here, baie dankie dat hierdie gemeente 'n predikantspaar het. Ons bid in besonder, Heer, dat U hulle elke dag sal bystaan. Here, dat U hulle sal beskerm, behoed en bewaar teen die aanvalle van die Satan. Ons bid, Here, ook vir die kindertjies. Ons bid vir al die kinders in hierdie gemeente. Here, dat U nog kindertjies sal stuur, want dis die toekoms van die kerk. En U het gesê, bring die kindertjies na my toe. Here, wil U dat hierdie gemeente sal groei, dat die kinderbediening sal groei, maar Here, alles tot U eer. Wees vanoggend dan ook hier in die boodskap, want Here, dis hoekom ons hier is. Ons is hier om te hoor wat U vir ons wil sê. Daarom bid ons, Here, dat U die spreker sal wegsteek agter die kruis. En dat U vanoggend hier verheerlik en verhoog sal word. Bid ons dit dan in die naam van Koning Jesus met danksegging. Amen. Nou, geliefdes, ons teks van oordenking vanoggend kom dan uit Filippense 1 vers 6. Ek net gou hier die dingetjie aansit. Hy is busy, hy wil nie aan nie. Moet jy op inhou. Baie dankie. Sien, ek moes eintlik vroeër gekom en dan kon hulle my 'n kursus gegee het. Maar ons teks van oordenking vanoggend dan Filippense 1 vers 6, omdat ek juist hierop vertrou dat hy wat die goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. En wil ek vanoggend met u kom praat onder die tema, die Here, my beeldhouer. Nou, in South Dakota in die VSA is daar 'n baie prominente en baie bekende beeldhouwerk. Dit staan bekend as Mount Rushmore nasionale gedenkteken. Die gesigte van 4 Amerikaanse presidente is daarop uitgekap in die graniet van die berg. Die beeldhouer ene Goodson Borglum was die taak gegee om hierdie groot kolossale beeldhouwerk in die lewe te bring. Die beeldhouwerk sê hulle is 18 meter lank en die werk het in 1927 begin en het geduur tot 1941. En vandag preek die hoofde van president George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt en Abraham Lincoln op hierdie bergreeks. Nou, dit was 'n baie moeilike taak. Hulle sê ongeveer 400 mense het deelgeneem aan hierdie beeldhouwerk. Mense was dag en nag besig om hierdie beeldhouwerk te voltooi. Ten spyte van die weersfaktore wat daar was, onweer, sneeu en alles daar, het die mense deurgedruk. En hulle het aangegaan tot die eindproduk daar was dan. En baie mense sê dit is 'n pragtstuk, 'n nasionale gedenkteken wat baie mense sê hulle sou dit graag wou hê. Weet nie wie se gesigte sou ons in Suid-Afrika daar gesit het nie, maar ek is baie dankbaar ons het nie. Maar hierdie granietstuk het dae en jare geduur. Dit was intense werk, harde werk. Dit het gevat kap met hamers en bytels. En as mens dit bring na ons geestelike lewens toe, dan is die Here ook besig om elke dag aan elkeen van ons te werk. Ja, baie keer kyk ons na mense en ons sê, "Joh, daai is 'n rowwe diamant." Maar die Here is besig
En die Here is besig met elkeen van ons, elke dag. En partykeer dan is dit nie vir ons lekker nie. Maar tog vra ons, Here help my. Daar's 'n baie bekende liedjie wat ons sing en ons sê, breek my, smelt my en vorm my. Hoeveel van ons het dit al gesing? Ek het dit al gesing. En dan kom die Here en hy's besig om my te breek en te smelt en dan sê ek, Here, maar hoekom nou? Here, al hierdie goed raak vir my te veel, ek kan dit nie meer vat nie. Dan sê die Here, maar my kind, ek is besig met jou. Ek sien die eindproduk wat jy nie sien nie. En om by daai eindproduk te kom, gaan dit partykeer hartseer vat. Dit gaan partykeer pynlik wees. Maar my kind, hou vas. Wag net so 'n bietjie, ons gaan daardeur gaan. Ons gaan aan die einde van die dag 'n pragtige produk hê. Nou in ons geleesde gedeelte kom Paulus en hy sê vir die gemeente, omdat ek juis hierop vertrou, dat hy wat die goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Paulus sê eintlik, weet julle wat? God is besig met julle. Hy het goeie werk begin, maar hy gaan aanhou daarmee. En daardie aanhou gaan tot die dag wat jy sterf, of tot op die dag wat die Here Jesus kom. Paulus sê hierin ook dat hy 'n wederkomsverwagting het. En eintlik is hierdie 'n boodskap van hoop. 'n Boodskap wat vir u en vir my sê, God is elke dag daar. Dat hy besig is met ons. En Paulus kom na hierdie gemeente toe en hy sê, ek is dankbaar vir julle. In vers 3 sê hy, ek dank my God elke maal as ek aan julle dink. En ek bid altyd in my gebede vir julle almal met blydskap. 'n Gemeente waarvoor die herder sê, ek bid elke dag vir julle en ek bid in blydskap. Omdat God teenwoordig is. En in ons kerk glo ek dit is ook so. In hierdie gemeente glo ek dit is so. Ons bid vir julle gemeente. Want God is besig om hier te werk. Ek hoor julle gaan gemeentevergaderinge en julle gaan nuwe kerkraad kies en die gemeente is besig om vorentoe te gaan. Want God is hier teenwoordig. En die Here wil hierdie gemeente gebruik daar buite. Maar intussen is dit nodig dat daaraan elkeen gewerk moet word. Ons is nog nie in die 1000 jaar van vrede nie. Ons het nog nie verheerlikte liggame nie. Elke dag werk die Here nog met elkeen van ons. Paulus sê in 2 Korintiërs 7 vers 1, terwyl ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig en laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring. Hierdie beeld wat hier is, met die beeldhouer wat besig is om aan my te kap, is eintlik niks anders as heiligmaking. Daar waar die Here kom en hy dit afkap, wat nie tot sy eer is nie. En heiligmaking is 'n dag waar ons dag na dag sê, Here, help my om meer en meer soos U te wees. Dan kom die Here, en die Here verander ons. Die Here se Heilige Gees wys vir ons die pad wat ons moet gaan. En dis 'n proses wat begin direk na wedergeboorte. En u het gehoor, ek sê dis 'n proses, want dit stop nie na wedergeboorte nie, dis iets wat aangaan, soos wat Paulus gesê het, tot op die dag van Jesus Christus. En intussen is daar 'n beeldhouer wat aan my werk. Die vraag is, wie is my beeldhouwer? En kinders van die Here kan onomwonde sê, die Here is my beeldhouwer. Dis God wat aan my werk. Dis God wat besig is om my tot sy eer te vorm. So kom ons gaan kyk vanoggend na die Here, my beeldhouwer. In die eerste plek sien ons dan
Die Here my beeldhouer gee my hoop. Filippense 1 vers 6 sê, omdat ek juis hierop vertrou. God het hierdie meesterstuk begin en hy is nog steeds besig daarmee. Die Here doen nooit iets halfpad nie. Die Here doen altyd iets voluit. Filippense 1 vers 6, omdat ek juis hierop vertrou, dat hy wat die goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Die Here is nog steeds besig met ons. En ten spyte van wat mense sê van wat in hierdie land aangaan en alles wat rondom ons aangaan, God is besig met sy kinders. In Hebreërs 13 vers 5 staan daar, want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Die Here sal sy kinders nooit verlaat nie. En dis die hoop wat ons het. Die Here Jesus sê verder in Johannes 6:37, al wat die Vader my gee, sal na my toe kom, en ek sal hom wat na my toe kom, nooit uitwerp nie. God is altyd daar vir sy kinders. Die woord van die Here is baie duidelik daaroor. Johannes 10:28, en ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan nie, tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand uitruk nie. Dis die belofte wat kinders van God het. En daarom, al gebeur daar dinge in my lewe, al gebeur wat ook al in hierdie land, ek hoef nie bang te wees nie, want God is met my. Weet jy wat's hartseer? Hoeveel kinders van die Here het nie meer hoop nie? En dit is eintlik teenstrydig met dit wat God vir ons leer, want hy is ons hoop. Mense klim op vliegtuie en hulle vlug die land uit. Mense gaan sit op ashopies en sê daar is nie hoop nie. God is daar. En God sorg vir sy kinders. Jy en ek hoef nie te vlug nie. Ons hoef nie bang te wees nie. Want die Here is nog steeds in beheer. Selfs in beheer van hierdie land wat almal sê die land val uitmekaar uit. Maar dis eintlik God se roepstem dat ons land moet terugkom na hom. Maar vir sy kinders is die Here altyd daar. En dis die hoop wat ons het. Maar dit bring my ook by die volgende. Die Here my beeldhouer is intens betrokke by my. Filippense 1 vers 6 die C gedeelte sê, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Ons gaan terug na daai beeld toe by Mount Rushmore in Suid-Dakota, Amerika. Daai presidente se gesigte is 'n beeld vir die wêreld daar buite. Was 'n lang proses. Van 1927 tot 1941. 14 jaar lank. Dag na dag het dit gebeur. Daar was nie net 'n towerwoord en hier is dit nie. Die beeldhouers moes daaraan werk. En so is dit ook met ons eie lewe. Die Here is elke dag besig met ons. Ons is op die pad van heiligmaking. Dis nie maar net, daar as jy volmaak nie. Ons moet leer langs die pad. Die fyn detail wat daar is vir ons. En soms moet die Here ander mense gebruik om ons te vorm. In Mount Rushmore was nie net daar een persoon nie, daar was oor die 400 persone besig. En in ons eie lewens, wanneer die Here aan ons werk, gebruik hy soms ander mense. Het jy al gehoor, iemand sê, daardie persoon is my heiligmaker. Ons is lief om dit te sê. Beteken daai mens is so besig om my kwaad te maak of van die pad af te probeer kry dat daai persoon laat my bid die hele tyd. En dan sê ons ek hou nie van daai persoon nie. Terwyl ons eintlik moet sê Here, dankie vir daai persoon. Want daai persoon bring my nader en nader aan U. Daai persoon help my om meer en meer soos die Here Jesus te wees.
Elke dag werk die Here aan ons. Of dit nou is met mense rondom ons is, of dit nou is oor die weer wat daar buite is, en of dit ons kinders is. Maar die Here is intens betrokke by ons. Elke dag. Weet jy wat 'n voorreg het ons as kinders van die Here? Ons kan net die Here se naam aanroep, en ons is in sy teenwoordigheid. Die moslems moet elke Vrydag na 'n spesifieke plek toe gaan. Hierdie ouens wat baalbeeltjies aanbid, hulle moet die baalbeeltjie gaan soek. En u en ek sê net Here, en ons is in sy teenwoordigheid. En die Here werk aan ons, elke dag. Selfs hier waar ons in die kerk sit. Is die Here besig om met ons te praat, om ons te vorm, na dit wat hy van ons wil hê. Maar dit bring my ook dan by die volgende. Die Here my beeldhouer werk aan my. Filippense 1 vers 7. Aangesien julle almal in my boeye sowel as in die verdediging en bevestiging van die evangelie my deelgenote in die genade is. Nou wanneer ons na Paulus se lewe gaan kyk, dan sê almal, o, hy het 'n wonderlike voorreg gehad. Paulus was deur die Here Jesus self opgelei. Maar hoor wat sê hy hier? Aangesien julle almal in my boeye sowel as in die verdediging bevestiging. Paulus het dit nie maklik gehad nie. Paulus sê hy was in boeye gewees. En gaan kyk maar hoe ver hy in die tronk was. Maar deur dit alles het die Here dit alles gebruik. Die Here het soms pyn en lyding gebruik om hom te vorm. En in ons eie lewens is dit ook so. Baie mense sê, wanneer word 'n skip getoets? Terwyl hy in die hawe is, of terwyl hy daar buite op die see is? En die skip word daar buite op die see getoets. Selfs hierdie skip wat nou die dag hierso in die see gelaat is, wat hulle so gesukkel het om in te kry. In die hawe is hy lekker, is hy mooi, maar hulle gaan hom toets daar buite op die see. En dis wanneer die Here aan ons werk. Soms deur pyn en lyding. Breek my, smelt my, vorm my. Ons sing dit. U is die pottebakker, ek is die klei. En ek moet myself oorgee daar. Want weet jy wat? Die Here gebruik daai moeilike omstandighede. Nie net vir myself nie, maar soms ook sodat ek ander mense daardeur kan help. Soms moet ek eers voel hoe dit voel om swaar te kry, dat ek vir ander mense kan sê, weet jy wat, ek is waar jy was. En jy moet ernstig vir die dominees bid. Want ons gaan baie keer eers deur al hierdie goed, sodat ons vir mense kan sê, die Here dra jou deur. Maar die Here werk aan ons. Elke dag. 'n Kind van die Here kan nooit stil staan. 'n Kind van die Here moet vorentoe beweeg. En die Here gebruik dit dan ook tot sy eer. En dit bring my dan by die volgende. Die Here my beeldhouer maak my tot sy eer. Filippense 1 vers 11. Vervul met die vrug van geregtigheid wat daar is deur Jesus Christus tot heerlikheid en lof van God. Paulus begin en hy sê dat hy wat die goeie werk begin het, dit sal volëindig. En dan sê hy aan die einde van die gedeelte wat ons gelees het, alles tot eer van God. God weet wat die beste is. En daarom bring die Here ons op 'n pad wat ons kan sê, Here, baie dankie. Ons wil U loof en prys vir U goedheid, vir U grootheid. En wanneer ons uit daai situasies is waar die Here aan ons moes gekap het, dan sê ons, Here, dankie dat U daai stukkie afgekap het van my. Dat dit nie meer deel is van my nie. Ek wil U loof en prys daarvoor. Want U is dit waardig, Here. Wat is die doel van die mens? Die doel van die mens is om God te verheerlik.
Dis hoekom ons hier is. Dit moenie gaan oor my nie. Ek is niks. Ongelukkig is die boodskap wat in die wêreld daar buite uitgaan vandag, alles moet gaan oor die mens. Die mens moet goed voel wanneer hy in die kerk is. Die mens moet lekker voel. Die mens moet belangrik voel. Gaan kyk maar hoeveel boodskapies word uitgestuur. Jy is fantasties. Jy is wonderlik. Jy is goed genoeg. Ja, natuurlik uit die oogpunt van 'n mens, maar wat sê God? Sê die Here, ek doen genoeg vir hom. En ons moet kerke ook so meet. Gaan 'n kerk oor die mens of gaan 'n kerk oor God? Hy is die pottebakker. Ons is die klei. Here, hier is ek. Kap my soos wat U my wil hê. Want Here, U sien die beeld. U sien die pragtige Mount Rushmore en ek sien net 'n stuk klip. Alles tot verheerliking van God. In 1 Johannes 3 vers 2 en 3 lees ons: Geliefdes, nou is ons kinders van God. En is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat ons, as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. En elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself soos hy rein is. Ja, ons gaan wees soos die Here Jesus, maar ons moet rein wees, tot eer van God. Nou sit ons baie keer en sê, Here, hoekom gaan hierdie dinge oor my lewe? Hoekom kry ek so swaar? Dan sê die Here, maar jy het gesê ek moet jou vorm. Jy het gesê ek kan. En ek doen dit tot my eer. Want God is die een wat meesterstukke skep. Die vraag is, gaan jy God toelaat om dit ook met jou te doen? Vra jy ook vir die Here, Here, hier is ek. Breek my, smelt my, vorm my. Soos U wil, Here. Nie soos ek wil. Ek gaan afsluit. Paulus kom en hy skryf vir die gemeente in Filippi. En hy sê hy is baie dankbaar vir hierdie gemeente. Omdat God besig is om hierdie gemeente te werk. Maar hy sê ook dat God nie klaar is om te werk nie, dat hy nog steeds besig is. En so is dit ook in ons gemeentes en in ons persoonlike lewens. Die Here werk dag na dag aan elkeen van ons. Die Here is intens betrokke by elkeen van ons. Onthou, niks gebeur sonder God se wil nie. Niks gebeur met jou sonder dat God dit weet nie. Daarom sê ons, Here, ek gee alles oor in U. Want U weet wat is die beste. En ja, dis 'n tydsame storie. Partykeer is hierdie pyn en lyding te lank en ek sê, Here, hoe lank nog? Wat het die Here vir Paulus gesê? My genade is vir jou genoeg. En soms is dit pynlik. Maar die Here sal niks oor ons pad bring wat ons nie kan verdra nie. Die Here laat niks oor jou kom waarin hy nie met jou is. En op die einde van die dag sal ons sê, dankie Here. Dankie vir dit wat U aan my gedoen het. Dankie Here dat U elke dag met my was. Maar nou Here, vorm my nog steeds. Help my om 'n pad van heiligmaking te stap, sodat ek meer en meer soos U sal wees. My gebed is, dat elkeen van ons sal sê, Here, U is my beeldhouer. Gaan aan met die werk, Here, tot op die dag wat ek my laaste asem uitblaas, of wat die Here Jesus kom. Amen. Kom ons bid saam. Here onse God, baie, baie dankie
dat U die beeldhouer is. Here, dat U lankal reeds weet waartoe ek in staat is en waarvoor U my kan gebruik. Here, moet asseblief nooit ophou om met my te werk nie. Gaan U voort, Here, en gee ek myself oor in U hande. Want U is die pottebakker en ek is die klei. Bid ons dit dan in die naam van Koning Jesus met danksegging. Amen. Geliefdes, ons gaan dan afsluit met Halleluja 205. Deurgrond my hart. Ons gaan 2 week hê. Mag U elke dag die liefde van ons Here Jesus in die lewe ervaar. Ontvang dan nou die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die teere opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees is en bly met U elkeen tot daardie dag wanneer die Here Jesus kom om ons te haal. Amen.